op April maand 2016 het iets gebeur. Vertel vir ons van daai gebeurtenis. In 2016, 17 April, was ek op daardie stadium so ver vernietig in my lewe, dat ek was 'n volslae alkoholist, ek was verslaaf aan pornografie, wapens. Jy weet baie keer as ek getuig en jy sê vir mense dat jy verslaaf is, hoor hulle net drugs. Okay. Maar ek was verslaaf aan geweld, ek was verslaaf aan kwaad, ek was verslaaf aan bloed, ek was verslaaf aan gesteelde voertuie, ek was verslaaf aan wapens bymekaar te maak. Ek was verslaaf aan alles wat wêrelds is. Okay. En ek was 'n diabetes, my lewer was heeltemal weggedrink. Ek het seker op 'n daaglikse basis sal ek 'n liter alkohol uitdrink en miskien 'n kas liters oor 'n naweek. Sure. Verskriklik lief vir wees vir alkohol. Okay. Was lief om drank te word en moeilikheid te maak. Dit is regtig gelyk. Dit was nice om te drank te word. Maar ek met my hart, ek het hartprobleme gehad, lewerprobleme, nierprobleme. En op die aand van 17 April 2016 toe besluit my hart, hy is braaf genoeg om my aan te val. Ja? Toe gaan ek dood. En hulle het my liggaam kom verklaar, die polisie was klaar by die huis gewees, ek was dood vir 90 minute. Sure. En toe word ek wakker. Ja? Die Here het my wakker gemaak. Ek het terwyl ek 'n moslim was, ek het ook in die Hindoe geloof genooi en ek het baie ander gelowe gevolg behalwe Christendom. Okay. En my out of body experience was dit dat ek in die kamer was, ek kon my vrou op my liggaam sien huil, ek kon my vriende hoor praat. Ja. Agter my was 'n verskriklike diep afgrond van oorweldig, oordonderende stilte, 'n verskriklike bang stilte. Alright. En ek het gevoel ek kan terugstap in dit, maar ek wou nie. Maar ek wil ook nie hier wees nie. So in my gees, in my wat ek nou daar gestaan het en nie wakker word nie, die bloed het al klaar my liggaam begin opbou onder en my liggaam begin styf word en ek het gehoor hoe my vriende lag en sê, hoe gaan hierdie twee maar ouens die liggaam uitdra? Hoe gaan hulle hierdie groot man nou uitdra? En ek het 220 kg geweeg, jy weet, ek was verslaaf aan kos ook. Okay. En toe gebruik God hy super Afrikaner Steve Hofmeyer. Ja. En 'n liedjie kom in my kop op met die naam van The Lord is my shepherd. Ja. En toe ek daardie woorde spreek, toe praat die mooiste stem deur my. Weet jy, dis 'n stem, as jy woorde kon proe, dit is hoe woorde sou proe. As jy woorde kon ruik, dis hoe woorde kan ruik. Dis hoe woorde moet voel. My hele liggaam het gevibreer. Okay. En die stem het gesê, you shall not want death now. Toe word ek wakker.